wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die dae in die groot bos het stadig verbygegaan in die warm somer. Die meeste van die diere het maar koelte en skaduwee gesoek wanneer die sonnetjie hoog begin sit vroegmiddag, want dan brand hy sommer erg. Sjoe, maar hierdie sonnetjie brand omtrent erg. Gelukkig het ek 'n sterk pels. Die son sal my nie sommer seer brand nie, maar die pels is so warm. Ai, 'n bobbejaan kan ook maar net nie wen nie, sê Bobby Bobbejaan, terwyl hy oral rondsoek na iets om te eet. Daardie bakkrans is oop, daar's nie 'n boom of 'n plant bo op die krans nie. Dis waarom dit so warm is daar. Hier tussen die bome is daar skaduwee en is koeler. Bobby gaan sit onder 'n groot boom om 'n bietjie te rus. Hy krap so rond tussen die blare op die grond, toe sy oog skielik op iets blinks val. Nou wat op aarde sal dit nou wees, sê hy terwyl hy die blare wegvee. My aarde tog. Dit lyk soos 2 goue oorbelle. Kyk net hoe mooi blink hulle. Nee, wat, dis seker niemand se nie. Ek dink ek sal nogal mooi lyk met die oorbelle, sê hy en knip sommer net daar die 2 oorbelle aan. Sit nogal lekker. En maakie is my ore seer nie. En daar stap Bobby Bobbejaan met die goue oorbelle aan sy ore in die voetpaadjie langs, verder op soek na los kossies. Dit was nie lank nie, toe hy skielik 'n skril stem bokant hom hoor. O nee, ou Bobby Bobbejaan, gee dadelik terug daardie goue oorbelle. Dis my oorbelle daardie. Ek het dit self in die mense se woonwaarpark opgetel, anderkant die groot rivier. Waar kom jy daar aan? Die oorbelle was in my nes, sê Katrina Kraai en gaan sit sommer naby Bobby op 'n laaddak. Moenie vir jou stuitig hou nie, Katrina Kraai. Is jou naam op die oorbelle? Alles wat blink behoort nie aan jou nie. Die oorbelle het in elk geval tussen die blare onder die boom gelê. En optel goed is hou goed, so kry jou ry. Jy moenie dink jy gaan hiermee wegkom nie, jou ou afgryslike Bobbejaan. Jy het daardie oorbelle uit my nes gevat. Ek gaan nou dadelik na koning Louis leeu toe. En jy weet wat maak koning Louis met diewe. Jy gaan lank in die vlermuisgrot sit. Dis donker en nat daar en die vlermuise maak sulke piepgeluide wat jou gaan wakker hou. En moenie dink jy gaan net heeldag sit en eet nie. O nee, jy kry net 1 keer 'n week kos. En dis nie eers veel nie, net 'n klapperdop vol oorskiet uit koning Louis se kombuis. Hou op met jou gechommel, Katrina, jy maak my ore seer. Jy kan maak net as jy wil, jy kry nie hierdie oorbelle nie, dis myne. Ek het dit opgetel. En daarmee was Bobby klaar gepraat. Katrina wou nog iets sê, toe Bobby net 'n harde bohom gee. Katrina skrik so groot dat sy byna van die tak afval. Sy spring sommer op in die lug en toe haar vlerke oop is, vlieg sy daar weg, reguit na koning Louis leeu se groot plat klip toe. Op die groot plat klip sit koning Louis en oupa uil in die koelte en drink 'n bietjie bessiesap. Ai, hierdie bessiesap is darm vir jou 'n heerlike lafenis, u majesteit. Dag, maar die ou sonnetjie doen weer sy werk vandag, sê oupa uil en neem nog 'n slukkie. Heerlik, oupa uil. Daar's niks wat die middaghitte so afkoel soos 'n bekertjie lekker bessiesap nie. Net toe is daar 'n willige fladder en daar gaan sit Katrina Kraai by oupa uil en koning Louis leeu. Nou het ek genoeg gehad van hierdie onopgevoede kraansburger. Kan julle glo? Die gedoente het my besteel. In my wêreld, wat 'n gedoente. Annie Katrina Kraai, 'n mens bars nie so in met 'n lawaai nie. Waar is jou maniere? Jy is in die teenwoordigheid van 'n koning. 'n Mens groet eers en wag totdat jy 'n geleentheid kry om te mag praat, sê oupa uil heel vererg. Wat is jou probleem, Katrina Kraai? Vra koning Louis vriendelik. U majesteit, Bobby Bobbejaan het my goue oorbelle uit my nes gesteel. En die ergste is, hy dra dit aan sy vuil ore. Gil Katrina Kraai. Net toe kom Bobby Bobbejaan ook daaraan. Middag, u majesteit, middag oupa uil. Ek is jammer om u so lastig te val, sê Bobby baie mooi op sy plek. Alles reg, Bobby? Wil jy vir ons vertel wat gebeur het? Vra koning Louis.
Al te seker, U Majesteit. Ek het onder die koeltebome gaan rus om uit die warm son te kom, toe ek 2 goue oorbelle tussen die blare onder die bome gewaar. Hulle was my so mooi, dat ek hulle sommer aangesit het. En die volgende oomblik, toe vlieg Katrina Kraai op my af en beskuldig my van diefstal. Katrina, om iemand vals te beskuldig, is nie mooi nie. As Bobby die oorbelle onder die boom opgetel het, het hy dit nie uit jou nes gevat nie. Hoe sê jy nou vir Bobby? Vra koning Louis en kyk kwaai na Katrina. Gee dadelik terug my oorbelle! Skreeu Katrina Kraai. Nee, dis nie wat jy nou moet sê nie, sê koning Louis nou sommer vies. Oupa Uil kan sien koning Louis se geduld met die ongeskikte kraai raak nou op. U Majesteit, mag ek haar dalk reg help? Vra oupa Uil. Al te seker, oupa Uil. Katrina, jy moet sê, ek is jammer, ek het jou vals beskuldig, Bobby. Ek het 'n fout gemaak, maar ek dink my oorbelle het uit my nes geval en op die grond tussen die blare beland. Sal jy asseblief vir my oorbelle teruggee? Katrina rol haar oë en gee sug, en toe sê sy's jammer. Baie dankie, Katrina. Hier is jou oorbelle. Ek hou in elk geval nie van juwele nie. Ek is 'n brandwag Bobbejaan en ek het nie oorbelle nodig om my mooi te laat lyk nie, sê Bobby en haal die oorbelle van sy ore af en gee dit vir Katrina Kraai. Dankie, sê Katrina ewe parmantig. As jy weer so onmanierlik hier by die platklip opdaag, sal jy dalk 'n nag of 2 in die vlermuisgrot moet deurbring vir jou straf. Ek wil nie weer 'n woord van jou hoor nie, verstaan jy vir my, Katrina Kraai, sê koning Louis en wys vir haar sy lang tande. Katrina Kraai skrik haar boeglam en besef sy het nou te ver gegaan. ek is so jammer, U Majesteit. Ek besef ek het 'n fout begaan. Vergewe my asseblief, U Majesteit, Bobby en oupa Uil. Sê Katrina byna in trane. Nou toe, jy kan maar weer gaan, sê koning Louis. En daar vlieg sy, en Bobby draf terug bakkraans toe. Hey, U Majesteit. Ek het amper hard begin lag toe ek vir Bobby met die groot ronde oorbelle aansien. Lag oupa Uil. Ja, oupa Uil, al dra 'n Bobbejaan 'n oorbel, bly hy maar nog 'n Bobbejaan. En ek weet nie of Katrina veel beter sou lyk met die oorbelle aan nie. Lag koning Louis en oupa Uil lekker. Ai, die kraai. Sy sal haar kos weggee vir 'n blink ding. Dit was nou 'n mooi storie, né? Kan jy nog onthou wat gebeur het? Kom oupa Uil vra vir jou 2 vrae. Sodra ek die eerste vraag gevra het, gaan jy 10 piepgeluitjies hoor, sodat jy 'n bietjie kan dink oor die vraag. Daarna hoor jy 'n klokkie en dan sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Hier is die eerste vraag. Wat het Bobby Bobbejaan onder die boom opgetel? Die antwoord, Bobby Bobbejaan het 'n paar goue oorbelle onder die boom opgetel. En nou die tweede vraag. Wat moes Katrina Kraai leer? Hier is die antwoord. Katrina Kraai moes maniere leer. Baie mooi. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.